Daai draaitjie 'n sirkel maak, noem jy dit 'n spoel en in daai spoel stel daar oor dan moet jy net waai nou sê. Almal gevat. Net Jessica wat hier is nie. As jy daai draaitjie 'n sirkel maak, word dit 'n spoel genoem en dan binne in die spoel tel die magneetvelde bymekaar en dan vorm dit 'n sterker magneetveld binne-in en hoekom dit so gebeur, ek het notaatjies daar gemaak by. Ja. Toe het ons gepraat van 'n solenoïd, so as jy klomp spoele het wat jy bymekaar tel, word dit genoem 'n solenoïd. Matthew, fokus hier voor. Solenoïd. Sy's nie daar nie en ek sien dit op die tafel. Pas so lank Afrikaanse een. Ek het gevra die Engels is te sê hulle. Klaar gemaak. Dankie. Wat 'n naam. Okay, daar het ons gesê die draai word genoem spoele of windings. Hulle gebruik nogals baie die woord windings in toetse en eksamens, windings. En dan het ons gesê gaan die magneetveld buite die solenoïd van noord na suid, soos dit daar verander na buite en binne-in gaan dit van suid na noord. Okay, en toe het ons gebruik die regterhand solenoïdreël word dit nou weer omgekeer is. Jou vingers is die stroom en jou duim wys in die rigting van noord. En toe het ons gepraat van hierdie elektromagnete waar jy 'n stukkie metaal vat met die bindings rondom hom en as jy stroom radialiseer, maak daai stukkie metaal 'n magneet tydelik en hoe kan jy die magneet se sterkte vergroot. Kyk. Goed, is julle almal met my? Ja? Hoe meer as jy fyn daar in die son, oorleef jy. Jy moet sê as dit warm is, dan skuif jy so tafeltjie bietjie af. Okay. Wat lag jy? Chop. Kyk. Goed, nou gaan ons die basiese konsepte wat ons nou gekyk het, gaan ons bietjie meer toepas. Okay? Ek gaan lees en dan gaan ek verduidelik dit sê. In 1821 het Michael Faraday bewys dat 'n stroomdraande geleier 'n krag sal ervaar wanneer dit in 'n permanente magnetiese veld geplaas word. Okay, kom ons let's break that down. Okay? Hy het gesê, goed, sê nou maar ons het hierdie draadjie, ek gaan nou die draadjie so sit. Nee, wag, ek gaan die draadjie net so sit vir eers. So, daar is my draadjie, waarin daar 'n stroom is. Okay, so positief na negatief, so daar vloei die stroom.
Hy sê, as jy daai draadjie het en jy sit dit binne-in, so daar is 'n stroomdraande geleier, en jy sit dit binne in 'n permanentiese magneetveld. Wat beteken dit? Jy sit daar 'n magneet noord, daar 'n magneet suid. Okay, so jy het twee actual werklike fisiese groot magnete. So is my twee magnete, hier is nie groot nie en ook nie sterk nie, maar twee magnete en ek sit 'n draadjie hier binne. Okay, so hierdie word genoem 'n permanente magneetveld. Hoekom? Want dit is permanente magnete. Okay, dis nie elektromagnete nie, hulle is altyd magnete tensy jy hulle warm maak op plat val. So ek sit my magnete daarso sodat julle dit kan sien. Okay, en ek sit 'n draadjie daar binne-in. So. Okay, die draadjie moet obviously connected wees aan 'n battery. Dan sal hierdie draadjie 'n krag ervaar. Hy sal begin beweeg. Okay, so ek gaan hier so lees wat dit sê. Hy het bewys dat 'n stroomdraande geleier, daai draadjie, 'n krag sal ervaar, beweeg, wanneer dit in 'n permanentiese magneetveld geplaas word. En dis wat ek gister vir jou gesê het, is die basiese konsep wat binne in daai waier aangaan. Daar's permanente magnete, ons sit die plug aan en as gevolg van die permanente magnete en daai draadjie begin daai draadjie te beweeg en hy maak hy skag beweeg en. Okay. Dit word genoem die motoriese effek, en dit word gebruik in ammeters, voltmeters en in 'n elektriese motortjie. 'n Elektriese motortjie is wat daar binne in daai waier is en dis binne in enigiets wat beweeg, wat draai. Okay, so dit word genoem die elektromagnetiese induksie. Elektrisiteit, magneties, induksie. Okay, kom ons begin 'n Cameron daar agter by jou. Wanneer jy die woord induksie hoor, waaraan dink jy? In Engels is dit induced. Dink buite die klas. Okay, die woord induced, ja. En Lenay? Jy het nog nooit gehoor van die woord induced nie. Enigiemand? Ja? Vir induced is wanneer dit soos al forced is of So waar het jy dit al gehoor? soos induced labor. Induced labor, ja. Daar nie gedink, ek het nie daaraan gedink nie, maar dis waar. Dis baie waar. Of induced coma. Okay, so, maar kom ons gaan na induced labor. So baie keer gaan vrouens nie normaal in kraam nie. So die baba sak nie diep genoeg nie of loop te lank of hulle is bang iets gaan gebeur wat ook al, dan forceer hulle dat die persoon in kraam gaan deur chemikalieë in te spuit of te gee of te wat ook al. Of 'n induced coma, jy was nie in 'n koma nie, maar jou liggaam se stelsels is so onstabiel dat hulle jou in 'n koma forceer net om jou liggaam rustig te hou sodat jy kan uitfigure wat gaan aan byvoorbeeld. So induced beteken geforseer, mensgemaak. Okay, so kom ons lees gou hierdie anders. Elektromagnetiese, elektrisiteit, magnetisme, induksie, geforseer. Okay, kom ons lees dit verder sê. As 'n geleier relatief tot 'n magnetiese veld beweeg word. Okay, hoe is dit nou anders as wat ons nou net hier gehad het? Hier het ons gehad 'n stroomdraande geleier. Wat beteken ons klaar stroom in? Hier sit ons net 'n geleier, nie 'n stroomdraande geleier nie. Dit beteken jy het net hierdie draadjie. Hierdie draadjie relatief tot 'n magneetveld beweeg. Dan word 'n EMK, Cameron terug by jou. Waarvoor staan EMK? Amper elektromotoriese krag. aka volts, potensiaal verskil. Okay, so EMK staan vir elektromotoriese krag of volts geïndiseer. Wag, ons lees hom weer van voor af. As 'n geleier, draadjie, relatief tot 'n magnetiese veld beweeg word. Draadjie, magneetveld beweeg hulle. Word 'n EMK volts geforseer, geïndiseer in die geleier wat veroorsaak dat 'n stroom vloei.
Okay. So wat hulle hierso vir jou sê is, as jy 'n solenoïde het, okay, en ek plug hom in die ammeter, want ek nog nie dit gaan haal nie. Ek plug hom hier in 'n ammeter in. Gee 'n ammeter krag? Nee, ammeter kyk net is daar 'n krag nie. So sê maar ek plug hom hierso in en ek vat hierdie magneet en ek beweeg dit relatief tot hierdie solenoïde. Okay, nou ek weet julle is volwasse, jong, mans en dames. Okay, so as jy giggel jy een keer en dan is jy nou klaar gegiggel. Okay, party van julle het nie 'n klou waarvan ek nou praat nie en ander mense sal giggel. Okay, so as julle so relatief so tot mekaar beweeg, dan gaan daar 'n stroom geïndiseer word. Okay, so hierdie ding hier is net klomp draadjies wat gedraai is. So, ek kan hom inskakel in 'n voltmeter en ek sal dit bring vir ons les. En ek vat hierdie magneet en ek beweeg hulle so relatief tot mekaar. Dan sal jy sien die ammeter begin so te beweeg. Okay, maar dis is magic. Daar's absoluut geen battery, elektrisiteit nie. Maar as ek hulle relatief tot mekaar beweeg, dan veroorsaak ons elektrisiteit. Okay? En dit is die basiese konsep wat gebeur in 'n generator. Okay, so jy maar nou nie die fans in die generator wat jy net aanskakel so nie, maar daai generators wat hier so gaan, julle ken hom? Okay? So wat jy doen is jy wanneer jy die toutjie trek en draai, dis amper soos 'n tol. Weet julle wat is as jy 'n tol het, wat noem jy dit 'n tol? Top, julle noem dit 'n top. In Kaap noem ons dit 'n tol. Okay, so 'n top as jy hom so spin, dan begin hy te draai. Dieselfde ding gebeur by 'n generator. As jy hom so trek, dan begin hy binne te draai. Het draadjies wat draai relatief tot 'n magneet en dan indiseer dit 'n stroom en dan charge hy homself na rukkie. Okay. Goed, so ons lees dit word genoem elektromagnetiese induksie. Wat is dit? As 'n geleier relatief tot 'n magneetveld beweeg, jy 'n draadjie, jy beweeg hom tot 'n magneetveld, dan word walts geforseer, walts geïndiseer wat veroorsaak dat 'n stroom vloei. Okay, so ek gaan nou na daai boonste ding toe gaan. So dit is wat ek hier onder vir jou gewys het. Is hierso het jy nou die solenoïde. Hieronder het hulle nou 'n galvanometer. 'n galvanometer. Nou 'n galvanometer meet die stroom. Jy kan sien hierso hy is in serie geskakel soos 'n ammeter. So hy meet die stroom, maar wat hom anders maak as 'n ammeter is hy kan in die negatief gaan en hy kan in die positief gaan. Waar ammeter begin ons daar by 0 soos wat julle gedoen het in stroombane laas jaar en hy gaan net positief, waar galvanometer kan in die negatief en die positief gaan. Okay. Goed, so hierso kan jy sien, hierso is die magneet binne in die solenoïde en daar is geen stroom nie. So daar in die middel is hy by 0. Okay, so daar wys by 0. Dan as jy die magneet begin te beweeg, dan gaan hy of vir jou positiewe stroom gee of 'n negatiewe stroom. So dit hang nou af hoe jy die magneet draai, of jy die magneet nou met die noord binne toe gaan of met die suid binne toe gaan hy of soontoe gaan of soontoe gaan. Okay, en as jy hom instoot en uittrek, gaan hy ook heen en weer gaan. Okay, so soos wat jy hom in en uit en in en uit en in en uit, maak jy stroom hierdie kant toe, stroom daai kant toe, stroom hierdie kant toe, stroom daai kant toe. Wat noem jy dit as mens 'n stroom hierdie kant toe het en 'n stroom daardie kant toe het? Jy kry twee tipe strooms in hierdie wêreld. Jy kry stroom wat jy kry by jou plug daarso en 'n stroom by iets wat werk met 'n battery. Ja. Jy kry wisselstroom en jy kry gelykstroom of AC/DC. Alternating current and direct current. Okay? So iets wat werk met 'n battery, 'n laptop, 'n tablet, jou horlosie van jou battery van jou horlosie, jou selfoon, dit werk met 'n battery, dit is gelykstroom. So stroom gaan die hele tyd net in een rigting. Maar iets wat kom uit 'n plug uit 10-10-1 wat gemaak is uit vanaf generators
werk met wisselstroom. So die stroom gaan heen en weer en heen en weer en heen en weer. So en dit is wat presies hierso gebeur. As jy sien, as jy hom ingaan hierso, dan kry jy positiewe stroom en as jy hom uitvat hier, dan kry jy negatiewe stroom. Positiewe stroom, negatiewe stroom. So hierdie veroorsaak of genereer 'n wisselstroom. Okay, en dit is wat ons kry hierso by generators en transformers. Kry ons wisselstroom. Okay. Nou natuurlik, as ek hierdie ding vat en ek plug hom in by die waier en ek gaan so heen en weer, heen en weer, heen en weer, gaan daai waier baie vinnig beweeg? Nee. Okay, so hy gaan dalk genoeg wees, genoeg stroom veroorsaak om 'n klein gloeilampie te laat brand so bietjie, maar jy wil partykeer 'n waier aanskakel en 'n hardroer en 'n toaster en jou oond en jou wat. So hoe kan ons groter volts, groter EMK indiseer? Deur hierdie 3 stappies. Jy kan of die tempo van beweging verhoog, so vinniger in en uit, of vinniger beweeg relatief tot mekaar, of die sterkte van die magneet verhoog, natuurlik 'n sterker, groter magneet gebruik, of die hoeveelheid windings of draaie op die solenoïd verhoog. So as jy net 1 draadjie het en hom so beweeg, en of jy 1000 draadjies het en hom so beweeg, gaan die 1000 draadjies 'n groter stroom indiseer. Okay. Goed, so dit word genoem die elektromagnetiese induksie. Okay, het jy hom? Jy indiseer iets, jy forceer iets. Okay. Goed. Nou, die rigting van die stroom is wat jy moet kan bepaal in graad 11 met jou regterhand solenoïd reël. Is iemand links in hierdie klas? Ja, okay. Goed. Jou regterhand reël. Kom ons kyk gou, hoe gaan ons dit bepaal? Dit sê daar die rigting van die geïndiseerde stroom is sodanig dat die magnetiese veld wat dit produseer geneig is om die oorsaak van die induksie te weerstaan. Juffrou, break that down for me. Okay. Ek het storieetjies. Hierdie is net 'n veralgemening. Dit is nie altyd so nie en meisies, vrouens, mense is geneig om nie heeltemal lekker te weet wat ons wil hê nie, né? So sê nou maar ek het 'n lang dag. Dan kom ek gebruik myself ja. Kom ons sê ek het 'n lang dag by die huis en kinders raas met die hele klein besoekers dit nie maar absolute chaos. Man kom by die huis en ek sê vir hom, gee my net 'n oomblik. Maar nou is ek kwaad terwyl ek alleen in my kamer sit. Want eintlik wil ek hê hy moet van my bemoer of ek alright is. En as hy kom toe ek alright is, soos iemand moet na die kinders kyk, soos wil jy nie net gaan, los my uit, en as hy sê, soos nou, ek word 'n drukkie, en dan hier almal ken nou prentjie, ja, hier ken so iemand, of jy is daai iemand, of jy dui daai iemand, of wat ook al. Okay, dis presies dieselfde ding wat hier aan. Okay, sê nou maar, jy bring hierdie noordpool na, hierdie is die solenoïd, hier is die magneetveld, blablabla. Jy bring hierdie noordpool na die solenoïd toe, dan indiseer dit hierso 'n noordpool, wat hom wegstoot. Nou trek jy die noordpool weg, want noord en noord, wat is noord en noord, hulle stoot mekaar weg. So, nou vat jy daai noordpool weg, en dan word dit 'n suid, om hom weer aan te trek. En so, kom ons sê die rooi is noord, né? Okay, rooi, noord. Bring hom nader, dan indiseer, forceer, maak dit hier 'n noordpool. Sit hom weg. Soos jy hom wegtrek, nee, word hy 'n suid. Trek hom weer nader, word hy 'n noord, word hy 'n suid, word hy 'n noord, word hy 'n suid. So die hele tyd hierin, die regterhand, gaan hy noord wees, suid wees, noord wees, suid wees, noord wees, so dit indiseer 'n wisselstroom. Kry jy dit? Okay, goed. So, kom ons kyk gou, ek weet hier is nou pyltjies, maar kom ons kyk gou of ons dit met ons regterhand kan uitfigure. Okay, so ek sê vir jou, hier bring ek nou die noord nader. Jou regterhand het jy uit, en jou duim wys na noord toe. So jy kan sien, daar gaan die stroom in daardie rigting. Nou trek jy die magneetveld weg,
ag die magneet weg. Nou word hierdie 'n suid, so daai kant word 'n noord. Draai jou hand om, dan sien jy die stroom gaan in daardie rigting. Okay, en dan sien jy die stroom hier op die galvanometer wys vir jou positief, negatief, positief, negatief, positief. Okay, iemand 'n vraag daar? Niemand? Great stuff. Okay. Sorry, ek wil nou iets gou gekyk het vir julle. Kom ons kyk gou na bladsy 8. Okay. In die diagram hieronder nader die noordpool van 'n staafmagneet. 'n Staafmagneet is mos nou net so reguit blokkie. Punt A in 'n solenoïd. Okay. Watter een van die volgende stellings oor die polariteit van A en die rigting van die magneetveld binne in die solenoïd is korrek as die noordpool nader aan A beweeg? Okay. So ek gaan vir julle almal 'n minuut gee om dit self uit te figure. Kyk of jy dit self kan uitfigure. Okay, het julle almal hom? Goed, so hulle sê vir jou daar's A. Hulle sê vir jou hy gaan nader hom, hy gaan binne in hom. Okay, of na hom toe. So wat word A? 'n noord. Né? Okay, so sharp. So ons het dis of hy of hy. Alright. Nou vra hulle vir jou wat is die rigting van die veld in die solenoïd en hulle vra spesifiek die magneetveld. Okay, so hulle vra niks oor die stroom nie, hulle vra oor die magneetveld. Die magneetveld gaan van waar tot waar? Noord tot suid, binne of buite? Die buite. So hy die magneetveld gaan so om. Nee, daar. So ja, noord na suid, ja. So binne in hom gaan hy van suid na noord in daai rigting. So binne-in gaan hy van B na A. Ja, het jy hom reg? Okay. Jo, kom ons kyk gou as ons terug gaan na 'n prentjie toe. Kom, ek kyk gou as ek vir jou. Waar toe gaan ons? Hierso. Okay. Wat se handreël moet jy nou hier gebruik? Ook die regterhandreël, maar is dit so of so? So, en is 'n draadjie. Okay? So kan jy sien hier binne-in het ons mos gesê daar's noord, daar's suid. Né? Nee? So wat se jy het onthou die hele dingetjie. Jy stem saam met hom. So in hier, wat is die rigting? Is dit van noord na suid of suid na noord? Suid na noord. So binne in die spoel is dit van suid na noord en buite is dit van van suid na noord en dan gaan hier so om. Sien jy hom? Ja. Okay. Is jy met my? Is dit genoeg verduideliking? Binne en buite sy. So, hier. Ek wil hier nog glad nie confused nie, so ek wil dit nou so eenvoudig as moontlik hou. Verstaan jy die deel binne in suid na noord? Ja. Okay, so, as ek nou hierdie delete, so, daai delete, nee, dan het ek nou mos 'n magneet hier binne noord, suid. Okay? Wat in daai rigting is. Okay, en met jou vingers wat gedraai het jy gesien hy gaan in hierdie rigting so draai. Ja? So as jy daai ignoreer, en dan sê hierdie is my noord, hierdie is my suid binne in die spoel, dan gaan hy weer so omgaan.
Maar eintlik het jy mos 'n noord-suid hier en 'n noord-suid daar en 'n noord-suid hier en wat ook al. So eintlik kan jy heeltemal sê van suid na noord, maar as jy net na die magneet binne in die spoel kyk, gaan ons sê van noord na suid buiteom. Okay. Dit almal met my. Wag, ek wil nou nog oos is hierso. Sit daar. Dan die laaste, dis nie deel van die vraag nie, maar my vraag wat ek wil weet is met in watter rigting gaan die stroom? In watter rigting gaan die stroom in die draadjie? Okay, so dis nie 'n vraag hier nie. Ek wil hê jy moet sê in watter rigting gaan die stroom. So jou duim wys mos in daardie rigting, so die stroom gaan so krul hy bo oor hom. Ek gaan 'n ander kleur vat. So die stroom gaan daar so en hy kom hier terug in. Yes? Okay. Goed. Daar gaan ek nou naby kom. Kom ons kyk gou net. Hierso. So hulle 'n sirkelvormige spoel, so ding, word binne in 'n magneetveld geplaas. Jy het twee magnete, jy sit hom daar binne in en kloksgewys geroteer. So jy draai nou hierdie draadjies. Die magneet staan stil, jy draai die draadjie of so. Jy gaan hom nie hier, jy beweeg nie die magneet nie, jy beweeg die draadjies. Die magneet staan stil. Okay. Watter een van die volgende veranderinge sal die geïndiseerde EMK verhoog? Wat sien gaan meer balse, groter stroom vir jou gee? Stadige rotasie, verminder die aantal windings, verhoog die rotasiespoed van die spoel, omruil van die polariteit van die magnete. Wat sê julle almal? C. Wat gaan gebeur met as jy die omruil die polariteit van die magnete? So jy gaan nou net in plaas van gaan positief, negatief, gaan jy negatief, positief gaan. Okay, so jou rigting van jou stroom gaan net omgekeerd wees. Okay, ek dink daar was nog 'n vraag. Nee, was nie nog 'n vraag, ek dink nou wil vra nie. Alright, goed. Nou, volgende gedeelte. Nou, wanneer jy ou vraestelle gaan doen in hierdie hoofstuk, sal jy sien daar gaan ergens 'n gap wees in jare, want hulle het in 2020 en 2021, ek wil sê 2022, het hulle hierdie uitgehaal as gevolg van COVID, maar hulle het dit weer teruggesit. So as jy in daardie jare nie hierdie vraag sien nie, dis omdat dit vir 'n oomblik as gevolg van COVID uit die syllabus uitgehaal was. Okay. Magnetiese vloed. Ek gaan lees en dan gaan ek verduidelik sê. Veldlyne kan ook magnetiese vloedlyne genoem word. Okay, so daai is seker die belangrikste ding wat jy moet weet, is daai veldlyne wat ons so geteken het, word ook genoem magnetiese veldlyne, vloedlyne. Okay. In Engels word dit genoem flux. Flux, magnetic flux. Okay. Vloed is 'n vloeiproses en die vloeirigting is van noord na suid, soos wat ons nou net gehad het. So. Okay. Die sterkte van die magnetiese veld hang af hoe gekonsentreerd die vloed is. Menende, hoe nader die lyntjies aan mekaar is, hoe sterker is die magnetiese veld. Verder weg van mekaar op die swakker veld. Okay. So, ek gaan net hier so sê, die sterkte van die veld hang af van hoe gekonsentreerd die vloed is, hoe naby die lyntjies aan mekaar is. Waar daar 'n groot hoeveelheid vloed is die veld sterk en die lyne is na aan mekaar. Okay, nou praat ons van die vloeddigtheid. Digtheid is hoe naby die lyntjies aan mekaar is en sy simbool is 'n hoofletter B. Die vloeddigtheid en die magnetiese veld het dieselfde simbool en die eenheid daarvan is Tesla. Tesla. Okay, so ons gaan nou praat van die magnetiese vloeddigtheid en sy simbool is 'n B, maar sy eenheid is 'n Tesla en daai eenheid se simbool is 'n hoofletter T. Okay, so jy kan nou sien hierso in hierdie prentjie en daar het my X het afgesny. Daar is Y en hierso is X. Daarso is X. En jy kan sien by Y is die vloeddigtheid hoog. Hoekom? Want die lyntjies is naby aan mekaar en by X is die lyntjies ver weg van mekaar af. So die vloeddigtheid is laag. Okay. So dit sê daar magnetiese vloed.
So hierdie was gewees, die vloeddigtheid is B, en magnetiese vloed is daai simbool, hy lyk so 'n bietjie weird, so. Magnetiese vloed. Okay. Dit sê daar vir jou, die totale magnetiese vloed, hoe sterk daai magnetiese veld is, word gedefinieer waar B die vloeddigtheid, A die oppervlakte waardeur dit vloei en Q die hoek tussen B en 'n lyn wat loodreg op die vlak van die spoel is. Juffrou. Okay. Kom ons gaan gou hierso na hierdie prentjie toe. Reg. Permanente magneetveld. Okay, hier sit ek hom weer. So hierso is ons nou die hele tyd 'n magneetveld, né? Van noord na suid, noord na suid, noord na suid, noord na suid. Okay. Hoe groter hierdie magnete is, hoe groter gaan die magneetveld hier tussen hulle twee wees. Dan het ek nou 'n draadjie. So maar ons het nou reeds gesê hoe meer windings daar is, hoe sterker gaan die geïndiseerde EMK wees wat ons nou gaan maak, reg? Maar ook die tipe materiaal wat ons het en ook hoeveel windings jy het en dit het alles 'n invloed. Maar ons gaan nou bietjie vir bietjie daarna kyk. Nou hier het ek nou my spoel of my windings. Okay? En daai oppervlakte, hoe groot kontakoppervlakte daar is tussen hierdie magneetveld en hierdie magneetveld gaan ook veroorsaak hoe groot die geïndiseerde EMK is, reg? So as ek 'n piepklein draadjie het en 'n piepklein sirkeltjie so teenoor 'n groter draadjie en 'n groter sirkel, gaan daar verskillende EMK veroorsaak word. Is julle met my? Okay? So dis wat hulle hierso van praat van die oppervlakte. So A in die formule is die oppervlakte waardeur dit vloei. Hoe groot kontak is daar tussen hierdie twee magneetvelde? Okay? En dan die hoek tussen hierdie magnetiese vloed en dan die draadjie wat ons hierso het. Okay? So natuurlik as ek hom so insit of so insit of so insit, gaan 'n impak hê van hoe groot hierdie interaksie tussen hierdie magneetvelde is. Okay. Nou hoekom juffrou praat hier nou van interaksie tussen die magneetvelde? En ek sukkel elke jaar om hierdie te verduidelik. So ek gaan my bes probeer. Vir julle. Okay. Vektore aan die begin van die jaar en jy moet oor 'n rivier swem. Daai ding wat jy sê swem oor 'n rivier so dan 'n vektor parallelogram metode. Okay. Sê net maar jy swem met die rivier langs. Okay, gaan dit easy peasy wees? Ja, dit gaan easy wees. Maar jy gaan nooit by die ander kant uitkom nie. Okay? Sê nou maar jy swem, sê maar die rivier vloei daai kant toe en jy draai jou lyf so, dan gaan dit baie lank vir jou vat voordat jy aan die ander kant kom. En jy gaan al soos 'n kilometer verder kom en dan moet jy weer terugstap en regoor langs kom. Okay? So vir jou om die beste interaksie te hê tussen jy swem en die rivier, gaan jy jouself goed posisioneer. Jy kan nie net reguit oor swem nie, maar dan gaan jy nog steeds daar eindig. Jy moet jouself daar posisioneer, want soos wat jy so swem, so wil die stroom jou af en dan kom jy reg oor aan die ander kant toe. Dis julle met. Okay. So hoe jy jouself posisioneer, jou rigting wat jy maak, het 'n invloed op jou afkant. Nou dieselfde ding hierso. As jy hierdie twee magnete het en jy sit nou hier is nou my windings wat draai, wat 'n magneetveld indiseer. Jy sit hom hier tussen, gaan jy verskillende outcomes hê. Maar jy gaan verskillende resultate hê
hang af hoe jy hierdie magneet of jou draadjie gaan draai. Gaan jy hom so spin, gaan jy hom so spin, gaan jy hom so beweeg, gaan jy hom so beweeg, gaan jy hom so beweeg. Elke een gaan 'n ander uitkoms hê. Okay. So dit is hoekom hulle hierso praat van die hoekie tussen die magneetveld, die permanente magneetveld en die vlak in die spoel, jou draadjie. Okay, ek gaan nou by daai kom wat daai beteken. Maar julle verstaan die konsep. Hoekom ons na die hoekie kyk tussen hulle, want hoe jy jouself gaan draai of die draadjie gaan draai, gaan 'n ander uitkoms hê. Okay, nou. Nog 'n hoofstuk wat uitgehaal is as gevolg van COVID, wat nog nie teruggesit is nie, is lig. En julle sou dit in lig geleer het. Sê nou maar ons het 'n oppervlakkie. Julle het hom geleer in Newton ook. En ek het iets wat loodreg daarop is. Wat noem ons daai krag wat altyd loodreg op die oppervlakte is? Die normaalkrag. Okay. Nou, wanneer jy nou ook al met hierdie werk of iets met lig gaan te doen hê eendag op 'n reendag, praat ons van 'n normaal. Okay, so wanneer jy ooit 'n oppervlakte het, dan gaan jy 'n loodregte lyntjie trek en hy word genoem die normaal. Okay, so hulle praat hierso van die hoek tussen die magneetveld en die lyn wat loodreg met die vlak is. Die lyn wat loodreg met die vlak is, word genoem die normaal. Okay. So voordat ek nou weer na hierdie prentjie toe gaan, wil ek gou weer die definisie lees. Dit sê daar: die totale magnetiese vloed, hierdie impak wat jy gaan indiseer. Okay, word gedefinieer as B, die vloeddigtheid, A, die oppervlakte waardeur dit vloei, en theta die hoek tussen die magnetiese veld en die lyn wat loodreg met die spoel is of met die oppervlakte is. Okay? En daar is die formule wat op jou datavel sal wees. So daai tekentjie daar is die magnetiese vloed en hy word in Weber gemeet, WB. Dan het jy die grootte van die vloeddigtheid, die Tesla, maal met die oppervlakte. Hoe bereken ons oppervlakte? Lengte maal breedte as jy wat het? 'n reghoek. Waarmee werk ons baie keer? Met 'n sirkel. Okay? Wys hulle vir jou hierso die formule vir 'n oppervlakte? Nee. In wetenskap dink ons jy weet hoe om oppervlakte uit te werk. Okay, so kom ons maak net gou vir die van julle wat bietjie geroes is. As jy 'n reghoek het, dan om sy oppervlakte uit te werk, is dit lengte maal met breedte. As jy 'n sirkel het, wat is dit nou weer? Pi radius kwadraat. En nie dat ons dit ooit het nie, maar sê nou maar jy het 'n sirkel, 'n half basis maal hoogte. Wat is daar 2 pi radius? Wat is dit nou weer? Dit is die omtrek, nee. Okay. Goed. En ons gaan hierso werk in meter kwadraat en dan moet jy hier nou versigtig wees want is hierdie sirkeltjie gaan ons hom in as ek nou liniaal uithaal in meter meet. Nee, ons gaan dit nie in 'n millimeter of in sentimeter werk. So jy gaan moet omskakel na meter toe en dan nog jy 'n sommetjie doen. Okay, so dit moet wakker akkers wees en dan die hoekie tussen die Tesla en die normaal van die oppervlakte. Okay, goed. So kom ons kyk gou hierso. Ek wil eintlik begin by hierdie prentjie. Hierso. Okay. Goed, nou in hierdie prentjie is daai perslyntjies is die permanente magneetveld. Okay? So dis asof jy hierso 'n noord het en hierso 'n suid het. Jou 2 magnete, so. Okay? En dan sit jy nou daar jou draadjie, jou spoel. Ons gaan baie keer werk aan die begin net met 'n spoel. En dan later gaan ons nou meer windings bysit. Maar jy sit jou draadjie, nou so, kan jy sien hierdie blokkie is so regop. So dis nie 'n stuk papier nie. Dit is so 'n blokkie en dan daai geel is nou die oppervlakte hier aan die binnekant. Okay. So jy sit hom nou so hierso. Alright. Is julle almal met my? Dis die prentjie wat jy nou hierso het. So, wat jy dan heel eers gaan doen, is jy gaan kyk na jou oppervlakte hier en jy gaan 'n normaal op hom trek.
Okay, so ek gaan vir myself net gou hierso hierdie teken. So daar is my blokkie. Julle moet nou 3-dimensioneel kyk. So, né? Dan is my normaal mos daarso. Is julle met my? Ja? Okay. So daar is my normaal lyntjie. Daar wys ek hy's 90 grade. Daar is my normaal lyntjie. En hierso is my permanente magneetveld so. Is julle met my? Wat is die hoekie tussen my normaal lyn en my permanente magneetveld daar? 0. Hulle is in dieselfde lyn. Okay. En tik gou vir my in jou sakrekenaar asseblief cos van 0. Geef jou wat? Die cos van, oepsie, 0 grade geef jou 1. Okay. Goed. Dan as jy hierso kyk, het ons nou ons draadjie so. Okay. Dis is permanente magneetveld en jou draadjie lê nou so. So die draadjie is nie so nie. Die draadjie is nou so. Julle is met my. Okay. So hierso is my draadjie, hier is die draadjie. So as ek 'n normaal op hom trek, is hy daar. So daar is die 90 grade. So hierso gaan my permanente magneetveld en my normaal is daarop. Wat is die hoekie tussen hulle? 90 grade. Sit cos 90 grade in jou sakrekenaar? Geef jou? Weet ek hierso gesê ook cos van 0 ja. En dan so hierso het ons die cos van 90 grade gee vir jou 0. Okay. So hieronder het ek vir jou dit neergeskryf. Maar wys vir jou hier as die hoekie tussen hulle 0 grade is, dan is dit 'n 1, cos van 0 gee vir jou 1. So dan het jy eintlik 'n maksimum vloed. Okay? So dan is daar 'n maksimum interaksie. Dit is soos wanneer jy met die stroom vloei, né? Nee? Dan is dit eintlik asof jy met die stroom vloei, met die stroom swem, want dan tel julle goed julle velocities bymekaar. Reg? En dan hierso is dit asof jy vir jouself baie moeg maak. Alright, so daai cos 90 gee vir jou 0, 0 maal met enigiets is 0. So daar is die minimum flux of vloed wat jy kry. Okay, daai flux is vloed. En dan natuurlik het jy dan nou 'n tussenin ook. Okay, wat jy ergens, daar is jou normaal, hier is die magnetiese vloed, so ergens het jy 'n cos 30 of 'n cos 60 of 'n wat ook al. Okay? So, juffrou, hoekom kyk ons nou hierna? Want jy gaan 'n permanentiese magneetveld hê en jy gaan 'n draadjie hê wat die hele tyd gaan draai. So, want dit is wat daar binne gebeur. Okay, as ek hierdie vir julle kon oopmaak, dan sou ek nou, maar hier binne is daar die hele tyd 'n solenoïd wat draai tussen twee magneetvelde. So beteken gee jy maksimum bos, beteken gee jy minimum bos. Okay? Maar juffrou, hoekom gaan die ding nie so ons kan nog daarby kom en praat oor. Ja. Juffrou, my paspoort kan draai. Nee. Is dit nie lekker nie? Oh, ek gaan op my draai. Hier so reg. Hy wil nie. Sorry. Okay. Ja, jy kan gaan. Okay, enige vrae daar by my op hierdie stadium. So hierdie prentjie is nou die tussenin prentjie waar jy die lyntjie het met die normaal en dan die hoekie tussen hulle. So nou gaan ons hierdie gaan uitfigure, gaan toepas, klein sommetjies doen. En die somme word nie baie moeilik nie, hoor? Hierdie somme is eenvoudig. Rico, jy kan dit by die huis gaan doen. Die ding in die hakkie is die antwoord wat jy moet kry. Okay, totsiens. Dit sê daar, 'n reghoekige spoel met 'n area van 2.4 meter kwadraat, dis huge, word in 'n magnetiese veld van 0.8 Tesla geplaas. Indien die veld parallel met die normaal is, so hoor gou mooi, hulle sê hy's op pad. Veld parallel met die normaal is, bepaal die magnetiese vloed deur die spoel.
Okay, kom ons begin gaan met 'n infotabel want hierdie is klomp nuwe simbole en terme en woorde. So kom ons kyk net of ons weet wat hulle vra. So hulle gee vir jou die area. Hulle gee vir jou A 2.4 meter kwadraat. Hulle praat van 0,8 Tesla. Watter simbool gaan met Tesla? B. Okay? Dan sal indien die veld parallel met die normaal is, daar's 'n prentjie, bepaal die magnetiese vloed deur die spoel, so hulle soek daai vloed simbool. Waarin word hy gemeet nou mee weer? Wat is sy eenheid? Weber. Weber, seker. Okay. So as ek kyk na my formule het ek magnetiese vloed B A cos van theta O ja akkordiehoekie. Akkordiehoekie. Okay, so kom ons kyk gou. Daar is jou oppervlakte. So jou normaal gaan daar sou wees, né? Nee? Jou normaal lyntjie is daar en die vloed gaan daardeur. So wat is die hoekie tussen hulle? 0. So theta is 0 grade. Sjoe, Lenay. Een komma 92 jou eenheid. Weber. W. Okay. Is dit moeilik? Nee. Gaan dit so maklik bly? Gaan klein bietjie moeilik word, moeiliker, maar hierdie vrae is nooit so dat jy voel, jog, juffrou. Dis nie Newton, hierdie is nie Newton nie. Okay, of elektrostatika. Goed. 'n Reghoekige spoel met die sye van 2 meter word in 'n magnetiese veld van 0.3 Tesla geplaas. Indien die veld 'n hoek van 50 grade met die normaal maak, bepaal die magnetiese vloed deur die spoel. Infotabel. Hulle sê dis 'n reghoekige spoel met die sye van 2 meter. So gee hulle vir ons die oppervlakte. Nee, as jy moet gaan uitwerk, die oppervlakte gaan wees 2 maal met 2, né? Nee? So dis 4 meter kwadraat. Chap. Hulle sê vir jou magnetiese veld is 0.3 Tesla. Indien die veld 'n hoek van 50 grade met die normaal maak, kom ons kyk net gou of ons saamstem hierso. Gaan na my prentjie toe gaan. Dan sien jy daar is my normaal lyn en daar gaan die magnetiese veld. So daai hoekie tussen hulle is 50 grade. Okay, sharp. So die theta is 50 grade. Nou vra ek vir jou wat is die magnetiese vloed deur die spoel? En Ethan is op dit. 0.77 skies? 1.345 Okay, so is 0.77 in jou eenheid? Weber. Okay, kom ons kyk gou die laaste ene. 'n Magnetiese veld van soveel Tesla gaan diagonaal deur 'n sirkelvormige draadjie wat 'n radius van 10 cm het. Indien die veld 'n hoek van 37 grade met normaal maak, bepaal die magnetiese vloed deur die draad. Gaan jy hom gou self probeer doen?
Waar is die? Oei, is dit? Maar sorry, ek het hom. Kom maar vir die som klaar. Kry julle ook dit? Ja? Julle kry dieselfde antwoord? Hoekom kry jy dit nie? Het julle die sentimeter na meter toe verander? Waar het jy verkeerd